Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se Leerkerk, erediens by die huis. Ons is terug daar. Nie gedink ons gaan weer daar gaan nie. So ja, ek is soos julle spyt, ongelukkig hartseer, omdat ons dit op die manier weer moet doen, ons eredienste. Ons het net begin spoedvang en op dreef gekom. Mense het net in die routine en ritme gekom om aan te meld, in te skryf en ons inlaat in die gemeente, in die kerkgebou was al hoe vinniger gewees en makliker, niks konfronterend nie en ons hoop dat ons spoedig weer, as dit die Here se wil is, weer vir julle hier sal kan verwelkom. Vir die wat dan nou nie in elk geval hier kan wees nie, omdat julle nie na ons toe kan ry nie en elke Sondag op ons elektroniese dienste inskakel, wil ons vir julle ook net van waar julle ook al is, baie hartlik welkom sê. Vir die wat die week verjaar het en wat huweliksherdenkings gevier het, dope gevier het, wat ook hulle kinders gedoop het en het aangeteken het, soos ek, wil ons net vir julle almal sê baie geluk. In hierdie tye moet ou maar die klein dingetjies vier, jy moet dit geniet en ons gaan dit ook vanoggend saam doen. So ek wil begin om geleentheid te gee dat julle, waar julle ook al is, net so 'n blikkie en 'n kykie sal kry oor wat nog steeds, al is ons weer terug na vlak 3 van inperking in Namibië, wat daar nog steeds opwindend en op 'n baie kreatiewe wyse vanuit hierdie gemeente uit plaasvind onder die skerms. So kyk lekker na ons Eros sensasie. As hy by die jeuggroepe aanbetref, ons het hierdie komende Sondag het ons laaste kletsklas wat ons aanlyn vir julle gaan stuur, maar dan vir die volgende paar weke is ons nou vakansie. Dan gaan ons julle kans gee 'n bietjie te rus by die huis hê. Gee 'n bietjie tyd ontspan en kry jouself reg vir die eksamen. Oh man, Marco, stop man. Kat! Goeiemôre vriende, baie welkom vanuit die ontvangsarea van NG Eros. U onthou verlede week het ons geadverteer en net weer vir u bewus gemaak van ons vriesprojek, waar ons 'n ekstra bord kos by die huis skep en in so 'n bakkie plaas. Die bakkies is beskikbaar mos by die kerk en dan bring ons die kos kerk toe en ons vries dit hier en ons gee dit uit vir behoeftige mense. Ek wil dit hierdie week vir u sê baie dankie vir die kos wat u geskenk het. Ons kon hierdie week vir 18 bejaardes by Eastern Court kon ons kos voorsien. Ons wil net vir u sê baie dankie. U bydra maak 'n groot verskil. Mag u 'n geseënde week hê en onthou die Here is vir u baie lief. Bye. Nou ja, ek hoop julle het dit baie geniet en vir die wat hier in Windhoek is, wat kan bydra en kan deelneem aan hierdie ongelooflike projekte wat mense se lewens regtig aanraak op 'n praktiese, tasbare wyse, die evangelie, hoop ons dat julle saam met ons sal maak. Ons gaan nou sommer net lekker luister na 'n wonderlike lied wat ons groep opgeneem het voor die tyd. Hulle sou vanoggend hier gewees het. En dit is 'n lied wat iets sê van die dag, hierdie dag. Hierdie is die dag deur God gemaak. Hierdie is die dag vir hom, vir waar ons tyd op sy sit na 'n lang week, om net bietjie saam met hom te wees, om saam met hom te kuier, om gemeenskap met hom te hê, om hom te ervaar, om hom te voel. So ek stel voor, sommer vir myself is dit altyd net iets prakties. Ou maak maar net jou oë toe en jy laat die woorde van hierdie lied net op jou reën. Kom ons luister na This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice,
We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Kom ons vra die Here se seën op vanoggend se erediens deur saam hom te aanbid vir wie hy is. Ek is 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. En ek sien maklik af van die straf wat ek aangekondig het. Want ek is besorg oor mense en oor diere. Genade vir u en vrede van 'n lieflike God, barmhartige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons reageer deur 'n lekker loflied saam te sing. Nou nooi ek julle om saam te sing. Eers moes julle net ontvang. Nou kan julle sommer staan, mekaar se hande vat, want dis 'n pragtige lied, 'n ou lied wat sê God is liefde. Juig ons harte. Al het ons min om oor te juig, kan ons juig oor God se liefde. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore by die bron van liefde leef, by die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore by die bron van liefde leef. Ek lees 'n storie waar 'n persoon skryf oor die duiwel wat sy gereedskap wat hy oor jare en eeue gebruik om mense se lewens te vernietig en te verwoes, op vertoon uitstal. Daar is nou dinge op daai vertoontafel gesit soos jaloesie, afguns, hoogmoed, begeerte, gierigheid, hepsigheid, welis, leuns, oorspel, moord, vyandskap, verdeeldheid, en nou wil amper half nie eens aangaan nie, want dit maak jou sommer net depressief. Maar een kant sien jy is daar 'n baie spesiale gereedskap. Een wat jy kan sien, die meeste deur hom nog ooit gebruik is. Dis ook dan vir hom as dit ware sy gunsteling. En op 'n vraag van die mense wat nou kyk, na wat is daar die gereedskap, sê die duiwel, dit is misverstand. Want dit bring jy by al hierdie ander gereedskappe in elk geval uit. En op die einde bring dit jou by die punt uit waarby ek mense wil dryf. Mismoedigheid, 'n hopeloosheid, die lus om te lewe verloor, selfs hand aan lewe te slaan, want dan wen ek vir God, sê die duiwel.
Dis my geheime wapen om God te wen. Ons sien iets hiervan in die storie van Jona, wat ons nou al 4 keer in hierdie jaar in ons gemeente behandel het. En ons gaan vandag saam lees die 4de hoofstuk, om iets hiervan te kan verstaan, want ek kan nie identifiseer so seer met Jona en 'n vis se maag nie. Ek het nie baie vismaag ervarings nie, maar ek kan wel identifiseer met die komkommerplant waaronder Jona gesit het. En ek glo jy ook. So ek nooi hom saam te lees, die laaste vers van Jona 3, wat dan oorgaan in Jona 4. Toe God sien, Nineve het hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Hieroor was Jona baie ontevrede en het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet, toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde, en U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skadu gaan sit om te sien wat met die stad gaan gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Maar die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom en dit het aan die komkommerplant gevreet sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy sê, dit is my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ja, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom, en oornag is dit weg, en dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is, en ook nog baie diere. Kom ons bid saam en vra die Here se seën op sy oordeenking. Dankie dat U 'n barmhartige God is, genadig, lankmoedig en vol liefde. Dankie dat dit is wie U is. Dis U karakter, dis U wese. En dit verander nie. Mens en dier se optrede verander dit nie. Jesus Christus se koms na die wêreld toe, het dit vir ons kom bewys. Dis ons waarborg. Dis waarop ons kan steun en staat maak. Dis waarop ons kan vertrou. En waar ons saam is, verspreid oor die stad Windhoek, Namibië, Afrika en die res van die wêreld, bind U ons nou as gelowiges saam. Daar is 'n onsigbare band wat ons broer en suster van mekaar maak, omdat ons een gesamentlike Vader het, Jahwe, die Here God. En ons wil kom bid dat U uit hierdie oue storie, wat ons al so baie gehoor het, dalk ken, op 'n vars manier, tot ons lewens, en tot ons binneste sal indring, en ons sal kom leer, soos vir Jona, hoe ons in tye waarin ons leef, hoe ons moet dink, hoe ons moet optree, en hoe ons moet doen, en praat. Ons nooi U in ons lewens in, en gee U toestemming, om ook deur die Gees, ons te kom verander, daar waar nodig is. In die lieflike naam van die Seun Jesus Christus, ons Here bid ons dit, Amen. Die gedeelte wat ons sopas gelees het, sou in fisika beskryf word as thermodynamics.
Nou, thermodynamics is 'n studie wat bestudeer hoe hitte, omgewing of objekte verander, beïnvloed en dan ook wat die reaksie van die omgewing of die objek op die hitte dan nou sou wees in terme van krag, energie, vorm en kondisie. Nou, dit gaan ons baie mooi sien by Jona, want dis eintlik die essensie van Jona 4, is eintlik wat met Jona gebeur, thermodynamics. Maar ek wil eers begin as volg. Elke mens op hierdie planeet het sy eie siening en sy eie verstaan, nommer 1, van hoe die lewe moet werk en van wat hom of haar in hierdie lewe toekom. As dinge dan nie uitwerk soos wat jy dink dit moet nie, as jy byvoorbeeld ook nie kry wat jy voel jy verdien nie, of wat jy nodig het, dan raak 'n ou baie ongelukkig en ontevrede en ontsteld. So elke mens het 'n siening van hoe dinge behoort te werk daar buite. Maar ons het ook elkeen 'n siening van ander mense. En ons siening van ander mense sê, hoe ons hulle sien, is hoe ons dink, hoe hulle behandel moet word deur God, of wat met hulle moet gebeur in hierdie lewe, veral as hulle ons skade aangerig het, kwaad gedoen het, jou seer gemaak het, dan sou die konklusie wees in jou kop, die uiteinde van jou siening, hulle moet gestraf word. Jy hoop slegte goed gebeur met hulle. Rampes, ellendes, want hulle verdien dit. So, dis presies wat met Jona gebeur. Dis die rede hoekom hy aanvanklik nie Ninive toe gegaan het. Want hy het sy siening hoe die lewe hoef te werk en wat met mense moet gebeur in hierdie lewe, was hy van die begin af, sê, ek het geweet. Nou, ek weet nie hoeveel keer jy daai woord al gesê het. Ek het dit al 'n paar keer in my lewe, wat ek net sê, ek het dit geweet, hoekom het ek dit gedoen, hoekom het ek gegaan, hoekom het ek dit gesê, ek het geweet ek moes nie, ek het geweet, en jy sê dit gewoonlik wanneer die ding daarna skeefloop. Nou Jona moet op hier in Jona 4, moes hy teruggedink het van, hoekom het hy vis hom ingesluk, hy het geweet, sê hy, God gaan hulle nie straf nie, so hy was ongelukkig oor die omstandigheid, van dat het met hulle goed gaan, terwyl in sy opinie, moet het sleg gaan met hulle. En nou is hy nog kwaad vir God ook, want God straf hulle nie, maar God het die straf weggevat, en nou gaan het met hulle goed. So daar het ons het. Jona het God goed geken. Hy ontbloot dit eintlik. Dat hy eintlik God se hart en God se karakter goed ken, en het ook geweet eintlik wat God gaan doen. En nou dat dit gebeur het, nou is hy dikbek. En hy is bevoeterd. Want dit is nie hoe die lewe veronderstel is om te werk nie, met hom nie, en ook nie hoe die lewe veronderstel is om te werk met hulle nie. Want hulle was sy vyand. Hulle het Israel skade gedoen, hulle was wrede, bose mense. Hoe kan jy verwag dat jy dink hulle moet goed doen? Nee, dit is goed dat God vir hulle sê, ek gaan julle straf. Daarom dink ek, dit was die lekkerste preek vir Jona, om te kon preek. Nog net 40 dae en hierdie stad is klaar. So hy was so selfvoldaan van, nou kry julle wat julle verdien. En die volgende oomblik bekeer die stad, God trek die straf terug, en dan val Jona se hele lewe uit mekaar uit. Maar ek dink dit het al baie met my en met jou ook al gebeur. Is dat wanneer iemand wat boos is, iemand wat sleg is, iemand wat ons skade verrig het, verliese laat lei het, seer gemaak het, wanneer dit met so mens goed gaan, dan is 'n ou eintlik nie lekker daaroor nie. En as dit nog met jou partykeer dan slegter gaan, dan maak die kalkulasies nie sin nie, want jou opinie, soos ons gesê het, jou siening van hoe die lewe moet werk en wat jy toekom in hierdie lewe, dink jy maar, jy doen tog jou deel. Dit is presies hoe die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun gevoel het. Kan jy verstaan en met hom identifiseer? Hy bly agter op die plaas, hy werk, sy broer, daai skobbejak, loop weg, gaan spandeer al sy pa se goed, kom terug, en ewe skielik word daar 'n party gehou.
Die grootste party nog ooit. En hy staan buite die party, buite die musiek, buite die joligheid en die gejuig, en hy stikbek soos Jona. En hy sê, pa, ek het geweet, jy gaan hierdie ou terugvat. Dis verkeerd. Jy moes hom weggejaag het, soos 'n sleg ding, want dis wat hom eintlik toekom. Sien jy wat gebeur? Thermodynamics. Sodra die hitte kom in 'n oomblik, sou jy al gesien het hoe iemand net ontplof. Iemand reageer op 'n manier wat jy het glad nie verwag nie. In hierdie week het dit met my gebeur. Ek en 'n man werk al seker 6 maande saam in 'n ding, en op 'n manier gister praat ek met hom en ek is ongelukkig oor dat hy nie eerlik met my was nie, en toe ek kom daarop aanvat. Ouens, ek kan nie vir julle vertel nie, ek het vuil gevoel na die tyd. Sy ontploffing was eksponensieel. Nou, gisterand toe ek het vir Poenie vertel, toe sê ek, weet jy verkeerd, ek al so opgetree. Voor ek iets oor hom sê, jy hou iets in, jy top daaroor, jy murmureer daaroor, soos die Bybel sê ons nie moet nie, maar jy broei daarmee in jou kop, en die ding raak al hoe sterker en sterker en sterker, en op 'n stadium, dan gebeur daar net iets, en dan lose jy dit. En dan raak 'n ou blind. So woede is 'n belangrike aspek wat ons vanoggend moet hanteer. Want uit die thermodynamics uit ontplof hierdie ding in energie, en dis presies wat met Jona gebeur. Sien, Jona het ook soos ons gedink dat woede is eintlik 'n eksterne ding. Ekstern beïnvloed dit jou interne en dan raak jy woedend. Dis nie waar nie. Woede is 'n interne ding. Dit begin binne jou. Kyk maar na Jona. Die probleem is nie sy kennis of sy teologie met God nie. Hy weet wie God is. Hy weet presies, korrek, wie God is. Die probleem is sy hart. As jy gaan kyk in hoofstuk 4, gebruik hy 9 keer die term ek. Ek. Hy is so gefokus op homself. Daarom is hy ongelukkig, woedend en baie kwaad dat mense gered word. Jy sien, woede werk amper soos kanker. 'n Kanker is 'n sel wat muteer en wat ontaard. En wat as dit ware sy identiteit verloor. Met ander woorde, dit sou beteken, hy vergeet wat sy funksie eintlik is en begin 'n ander funksie aanneem wat nie sy funksie is nie. En daai funksie is dan net op homself gefokus. Kom ek lees vir julle 'n Engelse beskrywing hiervan. You could say that cancer cells are self-centered consumers. They consume other cells and convert them into energy for themselves and produces more of the same for themselves of themselves. En dis hoekom al kanker gewasse kom. En antropologies gebeur dit presies dieselfde. Wanneer 'n mens ingestel is op jouself, dan begin jy soos 'n kankersel jou funksie en jou identiteit van waarvoor jy op aarde is verloor. Absorbeer jy alles om jou, en duld jy nie laat daar met 'n ander sel expansion, vergroting sal wees, maar as dit ware vreet jy dit op, met jou woede of met jou ongelukkigheid. Woede lê met ander woorde binne in onsself, en daarom moet dit van binne af hanteer word. En dit is die mooi pad wat God met Jona in hierdie storie in die 4de hoofstuk loop. En ons gaan daarby kom om te kyk wat hy doen. Want jy sien, woede begin binne in jou hart, amper soos Adam en Eva ook. En woede erken nie, woede beskuldig nie, woede blameer nie. Dit projekteer dit na iemand anders toe, vir ons ongelukkige en onrustige toestand. So ongelukkig is dit nou maar so, dat ons nie dit wil erken, dat ons eintlik maar self aandadig is oor hoe ons dink. Onthou jy die duiwel se grootste doel? Misverstand. Jy verstaan dinge nie reg nie. Nou as jy jou funksie nie reg verstaan nie, as jy dit nie reg verstaan, dat daar eintlik nie iets is wat jou toekom nie, en dat jy eintlik nie op 'n sekere manier behoort te dink hoe die lewe jy moet hanteer nie, gaan jy altyd ongelukkig wees. En gaan jy altyd iemand beskuldig en blameer en jou woede na iemand toe oorprojekteer. Dis 'n oeroue ding. Dit het met Kain ook gebeur. Net na Adam en Eva die paradys verlaat het, is hy kwaad eintlik soos Jona vir God, omdat God hierdie broer van hom volgens sy opinie
nie die een is wat God se seun te behoort te kry nie, maar hy, en omdat hy het nie kry nie, neem hy wraak, slaan hy na God en tref hy vir Abel. Op die einde is dit wat gebeur met woede. Ons slaan ons vuist in die lug, maar iewers tref dit iemand en lei dit tot baie skade. Die psalmdigter in die 37ste, 73ste psalm sluit hierby aan. Hy sê, Asaf, 'n psalm van Asaf, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Maar tog het ek daaraan begin twyfel en my koers verloor. Hoor nou hoekom? Hoekom? Want ek het die slegte mense, volgens hom, die hooghartiges, die goddeloses, met jaloesie begin kyk na hulle, omdat ek hulle voorspoed gesien het. En ek het kwaad geword hieroor en dit het my verbitterd gemaak binne in my hart. En ek het verontreg gevoel. En nou so mooi vir my. Uit die uiteinde daarvan is dit bly dat jy dom en sonder insig soos 'n redelose dier teenoor mense optree. Ek dink jy het al dom soos 'n redelose dier in jou woede opgetree. En dis presies wat in hierdie storie gebeur. Want dis die storie van Jona. Hy vervies hom oor die omstandighede, blameer en beskuldig vir God, oor dat dit met hulle goed gaan, en dit moet eintlik met hulle sleg gaan, en dan gaan sit hy dikmond teen die koppie, en hy wil nou gaan kyk na hoe God hulle gaan bykom, hy hoop nog eintlik God kom hulle by, hy sê, ek het geweet, hy gaan nie, maar hy gesit maar nog steeds daar met die hoop dat dalk gebeur het. En dan kom die Here soos 'n geduldige ouer na hierdie stout kind toe, en hy begin as dit ware met hom 'n gesprek voer. En hy begin vir hom vertel hoe hy eintlik behoort te dink. Want Jona se verstaan, sy paradigma, sy lewensingesteldheid is verkeerd. En ek het soveel kere al in my lewe agtergekom hoe myne ook korrup is. Dat jy op 'n sekere manier dink wat jy toekom, wat jy behoort te kry, hoe die lewe veronderstel is om te werk, hoe dit met ander mense moet gaan, en as dit nie gebeur nie, dan val jy 'n boom uit. God probeer vir Jona hier met die komkommerplantjie, probeer God hier vir Jona iets leer. Wat probeer hy hom leer? Hy probeer hom leer dat hy vir niks van dit waar hy kwaad was gewerk het nie. Dis nie sy aandeel nie. Dit kom hom eintlik nie toe nie. Dis God se besluit gewees om die komkommerplant oor hom te sit. God het hom af jammer gekry, en dit was toe nou vir Jona lekker om daar te sit, en toe die komkommerplant deur die wurm opgevreet word, toe sy kwaad. En in die les wil God vir hom iets probeer sê van, Jona, net soos wat jy nie kwaad moet wees oor die plant nie, net so moet jy nie kwaad wees oor diere nie. Want dis nie mense en diere, want dis nie jou diere nie, en dis nie jou mense nie, dis nie jou komkommerplant nie. En as dit oor jou kom, geniet dit. Maar as dit nie daar is nie, moenie kwaad wees nie. En ek dink dis 'n diep les vir ons almal in die tyd, want ek staan vanoggend nou hier in 'n leë kerk, en ek kan kwaad wees oor die omstandighede, oor hierdie coronavirus. Dit het ons hele lewe van 2020 vernietig al. Mense kan nie by begrafnisse kom nie, mense kan nie dope sien nie, geboortes nie. Dis erge goed. Dis goed wat 'n ou hart in jou hart, en dit maak jou kwaad, dit maak jou ongelukkig. Mense is moedig, hulle wil nie meer hoor, ons maak toe nie, en ons word nog verder beperk nie. Die omstandighede waarin ons is amper al in dieselfde omgewing as Jona. Dinge is net nie hoe ons dit wil hê nie. Dit hoort anders. Nou kom God en probeer vir hom sê, in sulke tye is dit waar jy my karakter moet leer ken. In sulke tye is dit waar jy my moet volg hoe om dit te hanteer. En dit is waarna ons vanoggend gaan kyk. Want God hou 'n verhouding in stand met 'n stout kind, met 'n astrante kind, 'n kind wat nog eintlik 'n snuiter is. Hy draai God nie om en loop net weg nie, maar God hou aan met hom praat, tot om die insig te bring, om sy siening en sy verstaan oor dinge in sy hart te verander. Eintlik moet Jona 'n hartsverandering kry, want hy's eintlik in sy hart 'n opperste rasis. Hy hou nie van sekere mense nie. En as jy van sekere mense nie hou nie, dan hou jy nie daarvan dat dit met hulle goed gaan nie. As daar voorspoed in hulle lewe is jy bitterlik, bitterlik kwaad. En ek dink, as ons eerlik is met onsself,
moet ons vir onsself sê, ons is ook maar soos Jona. So daarom moet ons vanmôre ook die Here toelaat om by ons te kom sit. Ook daar onder ons ou komkommerplantjie, wat nou weer dalk weg is met die COVID, dit wat ons kon geniet het van die ou wêreld, is nou weg, en nou is ons kwaad daaroor, maar ons het ook nie gewerk vir die ou wêreld, en die seker is nie so God sê. So nou dat die ou wêreld komkommerplantjie, van voorspoed en reis, en van oral heen gaan, en kan dinge doen, en dis toerisme, en dis nou weg, maar wat het ons gedoen om dit daar te bring? God se genade, en sy oop hand het dit vir ons gegee. En ook God wil nou by ons, waar ons onder ons ou skuilingkie dalk kwaad kan wees vanoggend, ongelukkig kan wees, mismoedig kan wees, nie meer eers wil lewe nie, soos Jona. Want jy is net so teleurgesteld. Dinge loop net so skeef. Dis net so nie hoe jy dit wil hê nie. Kom God en hy wil ook met jou, langs jou kom sit. En eenstens vir jou sê, dis oké. Dis oké om vir my dit te sê. Dit is vir my mooi dat daar 'n vertrouensverhouding van Jona af is, om sy hart, sy diepste hart, waar sy woede lê, net met God te kan deel. Dis my bam, dit laat my amper dink aan Jakob, wat ook in die Jabok met God kon veg. So Jona bevind hom in 'n eg Bybelse tradisie, van mense wat ongelukkig was oor wat God gedoen het, en hoe God opgetree het, hoe God hulle behandel het, en dan in geen onsekere terme met God in gesprek hieroor gegaan het. Ons dink aan mense soos Moses, ons dink aan mense soos Dawid, ons dink aan mense soos Elia, en selfs Job, wat hulle omstandighede in God se gesig gegooi het, en ongelukkig en ontevrede was. Nou die tweede ding, is God los Jona nie daar nie. Het is nie asof God net luister nie, maar God se vraag is amper al vir hulp, een kant toe vat, weg van hierdie manier van kyk en dink, oor jou siening, oor wat moet eintlik gebeur. As God vir hom probeer verduidelik, wie hy is, in waarheid. Nou Jona het dit self ervaar, hy sê dit, ons het ons fotum daarmee begin, hy is 'n barmhartige en 'n liefdevolle God, 'n genadige God, lankmoedig, maar net vir hom. Net hy wil dit hê. Hy gaan nie dit verander nie, van wie hy nie hou nie. Hy gaan God se wraak, hulle straf, dan sal hy lekker wees. Maar wat God van probeer sê is, maar dan sou God mos so ook na hom moes kyk. Want uit God se opinie uit, doen Jona ook nie alles presies 100% reg, soos vir die oudste seun ook dalk gedink het hy sou doen nie, want hy was ook verlore. In sy goedheid, in sy wettisisme, want hy het alles gedoen om eintlik net alles te kry van die pa, nie omdat hy net die pa lief het nie, of omdat hy sy broer lief het nie. Daar was geen liefde by die oudste seun nie. Het gaan net oor homself, weer terug na die kanker self, die mutering van ons eie selfsug. En dis hoekom ons so mismoedig raak, want wanneer ons nie hierdie selfsugtige vertering kan opeis van al die selle om ons nie, dan raak ons mismoedig. Maar wanneer ons hierdie proses omdraai, en eerder begin afgee en ons funksies begin leef, dan kom daai mismoedige gevoelens en ongelukkige gevoelens en woedige gevoelens nie, dan raak ons bevry daarvan. En dit is eintlik in wese wat God vir Jona hier probeer leer. Hierdie wet, die Ou Testamentiese wet, kom al van Lameg af, en dit is wat in Jona se hart geleef het, maar in reg deur die Ou Testament. Al so vroeg soos in die 4de hoofstuk van Genesis, lees ons van 'n man wat nie baie bekend is nie, en sy naam is Lameg. En van Lameg se tyd af, en dit kom nou net na Kain en Abel, van Lameg se tyd kom daar 'n wet van Lameg. En die wet van Lameg werk so. Lameg het vir sy vrouens gesê, Ada en Sila, luister na my, vrouens van Lameg, let op my woorde. Ek maak 'n man dood as hy my wond, 'n seun as hy my seer maak. Kain sal 7 maal wreek, maar Lameg 77 maal. Die wet van Lameg werk eenvoudig. Reg deur die Ou Testament, en dis wat in Jona se geval is, en dis waar God op die uiteinde met die komkommerplant, met die wurm en die hitte vir hom wou bring, om vry te raak van hierdie wet van Lameg. En dit is, doen iets aan my, laat iets gebeur waarvan ek nie hou nie, dan tree ek op, ek retaliate en ek maak dood. Die wet van Lameg verander die temperatuur, as ons praat van
Thermodynamics, die wet van Lamech verander die temperatuur in die binnekant van die mens tot onder vriespunt. En lewe ons met gevriesde harte, waar niks groei nie. Jy noem dit 'n wrok. 'n wrok is niks anders as woede en wraak wat vir baie lank vertroetel word in jou binneste. Dan word dit naderhand so hard soos 'n klip, soos graniet wat ijskoud is, en dis 'n wrok. En 'n wrok groei daar niks wat mooi is nie. Om 'n wrok gebeur daar niks. Jona het met wrokkige gevoelens oor Nineve en die Assiriërs gesit. En God moes as het ware met sy liefdesvlam, moes hy as het ware die hart van Jona kom ontvries, sodat dit weer kan lewe kry. En dis wat God vir Jona daar leer. So wat God vir hom eintlik basies probeer sê is, Jona, raak bevry, raak ontslae van hierdie siening van jou, hoe die lewe moet werk, en wat jou behoort te toekom, wat jou nie toekom nie, hoe onregverdig jy behandel word, laat dit vaar, laat my toe, vertrou my met die wêreld. En wees jy goed vir mense. Wees dankbaar vir wat jy ontvang, en extend dit na ander. Dit is wat God wil kom probeer verander. Dis hoekom Jesus al in Matteus 5 vers 21 gesê het, toe hy gepreek het, het hy gesê, om met 'n wrok te lewe is niks anders as om moord te pleeg, soos Kain vir Abel. Jy kan net met jou houding, met jou siening in jou kop, kan jy eintlik moord pleeg. Jy hoef nie eens iemand met die vuis by te slaan, want in jou hart kan jy net so haat, en is net so verhard, dis net so wrokkig en wrakig, dat as daar iets sou gebeur, dan ontplof jy, en dan is daar, wanneer daar baie slegte reaksies is. God wil vanmôre vir my en jou ook om sê, ons moet oppas daarvoor, is gevaarlik. Ons moet ontslaa raak en bevry raak van hierdie goed. Om nou 'n ander metafoor wat nader aan die teks is te gebruik, woede en ongelukkigheid is eintlik die wurm wat die binneplant van jou lewens vreet. Binne in ons lewens is daar ook maar 'n tuin. En dis die tuin van geloof en hoop en liefde en vreugde en vrede wat God in ons lewe deur die saad van geloof laat groei. Maar woede en wrok en wraak is soos 'n wurm wat daai goed alles opvreet en sit ons in die oop warm son van ongelukkigheid. In plaas daarvan dat wanneer ons dit laat gaan en daarvan vrykom, kom die rankplant weer op wat skadu vir ons siele in moeilike tye bring. So ek sluit af. Ek weet nie wat gebeur het met Jona nie, maar ek weet hy was 'n baie ongelukkige, ontevrede, onvergenoegde, verbitterde en 'n suur en 'n wraaksugtige mens, wat niks vir niemand beteken nie. Ek weet nie of hy daarmee gedeel het nie, maar ek weet God se betrokkenheid, sy toenadering, sy hulp met die plantjie en die wurm en die wind, het hom probeer help om op 'n punt te kom om net vry te kom. Dis hoekom Jesus na die aarde toe gekom het. Hy sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, oor ontsteltenisse, oor bekommernisse, oor woedes en oor wraak. Ek sal vir julle rus gee. Ek sal daai goed uit julle harte uithaal, sodat julle harte kan groei en welig kan leef met die plante van geloof. So, vir jou en my is die vraag dan, met watse siening loop jy rond oor jouself? Wat voel jy moet jy kry wat nie gebeur nie? Wat voel jy kom jou toe wat ander kry? En hoe maak dit jou dan voel? Wat is die thermodynamics dan? Hoe voel jy en hoe dink jy oor jou ex-man, oor jou ex-vriend, skoonfamilie, wat jou seer gemaak het, te nagekom het, ouens wat jou beroof het, dinge van jou gesteel het, jou werk laat verloor het, jou oppositie, die regering wat simpel besluite volgens jou neem, die president oor die hele lockdown in Namibië. Vraag is, wat en hoe hanteer dit, hoe gaan dit hier binne daarmee? Want Jesus sou wou sê, kom na my toe en bring dit voor my, want dis wat hy so mooi met Jona probeer, moenie so leef nie. Ontvries jou hart, drink die ontwurmingspil van vergifnis, let it go, it's not worth it. Dit is wat die digter in Psalm 37 sê. Dawid, moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Vertrou liewer op die Here en doen goed
en woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Moenie kwaad word nie, moenie haat nie. Laat staan woede en haat, moet jy nie ontstel nie, want dit bring net elende. Die dooitjie in Jonas se lewe lê vir my en jou as die Here ons spaar met die virus, lê dit vandag en môre vir my voor. So ek moet die einde die storie klaar skryf oor hoe ek oor die lewe kyk, hoe ek daarna dink. En mag ek en jy dit so skryf dat ons dit nie skryf met die duiwelse dodelikste wapen van mismoedigheid. Dat ons hoop en ons moed verloor omdat ons eintlik baie kwaad en ongelukkig is. Oor wat eintlik met ons gebeur en wat eintlik met ander behoort te gebeur. Kom ons laat dit oor aan die oordeel van God, wat in elk geval beter wees. Kom ons laat daai kankerselle omdraai in gesonde selle, want dit is wat die liefde van God wat uitvloei in vergifnis in mense se lewens doen. Dit ontdooi koue harte. Dit ontwurm wurms wat net vernietig. En laat ons ere toe dat dit groei in ons binneste. En laat ons 'n bydrae maak in hierdie wêreld. En laat ons een hand nie weet wat ons ander hand doen nie, selfs vir ons vyande. Want dit is wat Jesus vir ons kom leer het. Mag dit in jou lewe so gebeur. Kom ek bid vir jou. Here, hierdie is eintlik maar 'n baie ernstige onderwerp. En een wat ons ongemaklik laat voel, want ons wil nie hiermee gekonfronteer word nie. Ons hou front daar buite voor, dat ons gelukkig is, en dat dit met ons goed gaan, en dat ons hierdie liefdevolle mense is, maar sodra die vernis op ons lewens bietjie gekrap word, deur dinge wat skeefloop, en waarvan ek nie hou nie, en wat ek voel my moet toekom en nie, en iemand maak my seer, of iemand bring skade aan my, dan kan ek dalk goed laat herleef en ontplof. U het gekom na hierdie wêreld toe om af te reken met dit. Dat ons nie met hierdie goed in ons binnestes rondloop nie. Dat ons voor U kan kom vra om ons te vergewe vir al die woede en al die haat en al die wraak en al die ongelukkigheid in ons lewe. En dat ons deur U genade mense sal vergewe wat Jona nie kon doen nie. Die genade wat ek so smag na en die vergifnis wat ek so nodig het, dat ek dit ook vir die sal gee wat ek voel dit nie moet kry nie. So kom verander ons harte. Kom verander ons koppe. Laat ons op 'n ander manier sal dink. Laat ons nie sal dink ons het regte, soos wat in die tyd waarin ons vandag leef, het almal regte. Al die groepe wat opstaan en mense skreeu na ons regte. Ons het net 'n voorreg van U gekry om te lewe. Ons het geen reg nie. Die reg kom U toe. So baie dankie dat ons kan weet dat U op 'n baie besonderse wyse soos met Jona na ons kom en dat U ons wil kom gesond maak. Van die kanker ook binne in ons, en dat U ook ons harte wat gevries is, ook wil kom ontdooi, want daar is so baie potensiaal binne in ons, om in hierdie tyd waarin ons leef, wat deur mekaar is, en wat mense geen beheer het nie, en waar ons verward is en onseker is, om met ons teenwoordigheid van vreugde, wat in ons groei soos 'n komkommerplant, en vrede, en geloof, en hoop. Here, dis aansteeklik, want die wêreld daar buite het dit verloor. Die wurms het dit opgevreet, en mense is kwaad, en ongelukkig, en negatief, en depressief. En vir die wat daar is vanmôre, bid ek dat U hulle sal kom aanraak met U besonderse hand, en dat U hulle harte en hulle lewens sal kom verander, en dat hulle as ons nou sê amen, net 'n greintjie lig sal sien, in die donkerte waarin hulle bevind. Want U is die lig wat gekom het na die wêreld, al is dit hoe donker, kan dit nie die lig keer nie. In Jesus naam dank ons U daarvoor. Amen. Ons gaan die Here dien soos gebruiklik in ons gewoonte, met ons offergawes, ons dankoffers, of soos ons dit ook kan noem, kollektes. Baie dankie vir die wat dit getrou oorbetaal deur Pay2Day en op EFT. Ons wil graag vra dat julle dit sal bly voortdoen. Die gemeente het dit nodig om aan te gaan. En sit sommer so in die agterkoppe dat Oktober maand kom en dis ons 10de maand. En laat ons dalk miskien vir die wêreld wat dalk doemprofete oor die kerk ook is, sal wys. Ons God kan in moeilike omstandighede, kan hy besonderse goed doen.
laat ons ook die tage, die teiken wat ons nodig het, selfs in 'n tyd soos hierdie kan bereik. Dink net wat sy getuienis kan dit nie in 'n wêreld uitstuur nie. So, mag jy jou Sondag baie geniet. Die slotlied gaan ek vra dat julle net sit en daarna luister. Ek dink dit is 'n besonderse lied wat gaan oor God se lig, wat eintlik niks anders is as die vlam van sy liefde nie, wat ongevriesde harte ontdooi. So, ontvang die seën van die Here en gaan wees 'n seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God jou Vader en die gemeenskap van God se Heilige Gees sal met jou en my wees tot ons mekaar weer sien. Amen. Door